voor. Openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op die toesegging van God se beloftes. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle drie wat hier voor staan, met die mond bely, wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, gehoorsaam te wees en getrou deel te neem aan die erediens en alle aktiwiteite van sy kerk. Dit is 'n belofte, nee. Dit is 'n belofte om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Dis groot woorde, hoor, alle terreine van julle lewe. Openbare belydenis van geloof beteken verder dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis, hierdie woorde wat julle gaan sê, te volhard, vas te byt en ook daarin te groei. Julle die kerkraad oortuig van julle geloof in die Here, as dit by elkeen van julle gaan kuier, sê met julle 'n gesprek gehad saam met julle ouers, die kerkraad met blydskap toestemming dat julle ook belydenis van geloof mag aflê. Hier, en vir saam die nagoggend. Ouers is baie bly. Maar ek vra nou 3 vrae. 4 vrae. Julle moet op daardie 4 vrae opreg antwoord. In die eerste plek, glo jy dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof en in die kerk hier geleer word, die ware, die volkome leer van die verlossing is? Glo jy dat die Bybel die waarheid is? Die eerste een. Die tweede een is, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis, in hierdie belydenis wat jy in die Bybel glo die waarheid is, tot die einde van jou lewe sal volhard en alle leringe wat daarvan afwyk sal verwerp? Die derde plek, bely jy of glo jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, om sy naam getrou te bely voor mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Die laaste keer, die laaste vraag, beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Ek het ons al gepraat, nie? Wat dit beteken. Dat ander ouens dan met jou met my kan praat, met my kan terugtrek kerk toe nie. As ek dus 'n bietjie af sou waak. En die ander een, wat sê jy? Die ander een, jy wil ook omdat ek net vir jou gou hoor. Ander die Klerk, loop jy in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Staan alweer daar. Is daar iemand wat vir ander net 'n blommetjie wil aansteek asseblief? Is daar iemand? Kom sy. Ja. Sal kom hoor.
jou kers. Baie dankie Boela. Jy het die vraag gehoor, nie? Wat sê jy op die vraag? Boela sê, ja, as daar iemand wat vir Boela blommetjies sal kom gee, om gelukwens. André, jy het op die vraag gehoor nie? Wat sê jy op die vraag? Ja. Iemand vir André? Ons sing vir hulle toe met 532 dink ek kom ons sing dit vir die drie toe. Kom ons draai net om en kyk ons die gemeente hoor. Baie welkom. As jy jou certificaat van jou blydenisopleiding, 'n beroepsseël en dit by jou omdat jy te doop is vandag. Omdat ons na die kerk net 'n plaatjie van vasgelaat in die kruis hoor. Dit reg so. Baie welkom hoor. Dit
gemeente, ek gaan nou hulle voorstel aan nie. Boela, Christus vir ons lei, as vir jou sertifikaat op die agterkant is ons geloofsbelijdenis, nie. Jou kan ry, baie welkom en baie geluk, as vir jou op jou sertifikaat hoor. Liefdes het nou die geleentheid om die nagmaal versings net oop te maak asseblief. Die glaasie en ook die broodjie. Iemand sê vir my met die dingetjie net so vry. Vry hom net so, dan gaan hy op waar. Weet jy wat so is, ek moet kyk, ek het nog nooit probeer nie. Net as goed kry. Het allemaal wyn en brood. Die wat nie het nie, moet maar net om kry gauw hiervoor. Ja nie. Maar dit die voorstelling wat nie gekry het, moet julle ook nie gekry nie. Kry maar op mekaar as julle wil hoor. Maar vir julle gekry. Kry vir julle hoor. Achter die kaarsen staan. Liefdes, ons gaan nou vir die eerste keer saam met hierdie jong mense ook nagmaal gebruik. En mag dit ook daartoe dien dat hulle ook deel van die gemeente op hierdie wyse sal wees, soos die Here Jesus sê. Dis een brood, die formulier sê, dis een brood en dit is een biggerstop, nee. Al kan ons allemaal deel, ons is allemaal een in die Here Jesus. Die brood wat ons breek, geliefde broer en suster, dit is die liggaam van Christus wat vir ons gebreek is, tot versoening van al ons sonde. Eet allemaal daarvan, dink daaraan en glo, dat sy liggaam ook so gebreek is, tot versoening van jou eie sonde. Kom maar die broodjie dan eet. Die beker wat ons met danksegging seën. Dit is die Nuwe Testament en die bloed van ons Here Jesus. Neem almal daarvan, drink daarvan en terwyl die drink glo dat sy bloed ook so gestort is en vergiet is tot versoening van al ons sonde.
Buig ons hoofde, dan bid ons net saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons die kinders mag wees. Ons dankie dat ons aan U mag behoort. Ons dankie dat U uit liefde uit ook ons gered het in Jesus. Ons dankie dat U aan ons genade getoon het. Dankie Here Jesus dat U liggaam vir ons gebreek is op die kruis. Ons dankie dat U bloed vergiet is, juist daar. Ook vir ons, om verlos van al ons sonde en vir elkeen van ons die ewige lewe te gee. Here, ons bid U dat U vir ons genadig sal wees, dat U ons in ons geloof sal sterk, dat U Here vir ons sal help om met vrymoedigheid ook ons geloof elke dag voor U te bely. Dankie Here vir die nagmaal wat ons so pas kon gebruik. Dankie Here dat U ook daardeur vir ons vertroos en vir ons verseker dat U altyd by ons is. Dankie Vader dat U ons versorg. Ons prys U naam. In die naam van Jesus. Amen. Liefdes, kom ons die belydenis van ons geloof. Elkeen sê ja, volgende woorde hardop. Hardop saam. Dis die agterop die hele blaai, hoor. Kom ons staan, ons doen ons belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvangen is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Kan ek so bly staan, vra ons daar Wien om ons die slotsang te speel. Die enigste troos, lewe en in dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort.